3.3 billion users use email. By 2025, it's figured to set to 4.6 billion people. That's more than half the world's population. There's 5 billion people on social media alone, and 4.6 billion use email. It's where the money's made. And I'm talking predictable long-term income. Let me give you another example. Shein. I don't know if you've ever heard of Shein. Shein launched in 2016. Guess how they launched their business? By making posts on social media and doing a strong CTA to get people on their email list. By 2024, Shein was a $50+ billion business based off of an email list. They exploded their business by using social media, getting people off of social media and into their email list. Here's what is so amazing about Shein. Their clothes are super affordable, and they've dominated the fashion industry for sales, and they're low ticket. So I'm telling you guys, the power of social media transitioning people to email list is absolutely the very best thing you can do. And that's what I'm going to help you do. So this is where you need to lean in and plug in more. Just because we're getting more to the the work that needs to be done, this is not where you stop watching these videos. Because when you stop watching the videos when the work needs to be done is when you'll never make money. So keep on plugging in. And we're really going to focus in this next 30 days on building that wildly successful email list. So today, one of your pieces of content is going to be, we're doing another webinar this week. So talk about that, the caption-free training, learn how to grow from 0 to 900 online using a beginner-friendly blueprint. No tech overwhelm, no big audience needed, just a step-by-step system that works in just 2 hours a day. I'm hosting a free webinar, or I'm inviting you to a free webinar showing you how I did it and how you can too, even if you've never made $1 online. Let's create freedom. Comment freedom so you can grab your seat. Now, when you do that, your goal is to get them back to here. They put their email in, and then you, after they put their email in, you give them the information to the webinar, okay? If you want to do more faceless, here's some screenshot this. Hello, hello. How are you guys doing? Where are you from? Welcome to the live. Say hello in the chat so we can hear where you are from and so we can get talking and get to know each other more. I'm just busy watching my 31-day video quickly feed. It's almost done. That email list, I'm going to really help you understand the power of email, because email equals income. Email is your formula for freedom. See you tomorrow. Yay! Great stuff. Hi guys, welcome. Please tell me in the comments, say hello if you've just joined, and tell me where you are from, waar kyk julle vandaan, en dan kan ons bietjie chat en mekaar leer ken. Angelo Michael Scamo, hello, hello. Waar kyk julle vandaan? Comment daarso, sê hallo in die comments, moenie net so skaam wees nie. Ja, sorry, ek sit vandag nog in die bed, want dit is vrek koud in Pretoria, in Johannesburg, en ek het my rug ook seer gemaak, so ek sit maar bietjie met pyn, jong. Hello, hello, Knuckles 24, Nokotu Matai, I hope that's right, Stacy, Wawest, Scamo, hello, hello, sê daar in die comments hello en sê waar julle vandaan kyk, where are you watching from, and then let's chat a little bit on this cold Tuesday morning. Mr. Liu, hello. Hello guys, waar kyk julle vandaan? Sê hello in die comments, moenie net so kyk nie. Dis mos ongeskik, jong. Drop daar 'n hello of ietsie. Mabeba, hello Mabeba. Hi Knuckles. Waar kyk jy vandaan? Where are you from? What are you up to today? I'm sitting here still in bed. It is just after 10 in the morning and I'm still sitting in bed. Want dit is vrek koud. En ek haat die koue. Bosmansberg. Okay, cool. Ek weet nie regtig waar is dit nie. Ek sal moet gaan Google waar is dit. Waar is Bosmansberg? Dit klink soos in die Kaap somewhere. Is dit? Ja, Noord-Kaap. Yes, ek's goed hè.
En ek dog altyd ek is nooit goed met aardrykskunde nie. Nou weet ek daarom ek het daarom so 'n bietjie 'n idee van waar wat is. Welkom, ek is bly jy is hierso. Sê vir my, wat doen jy vandag? Is dit net so bly koud daar by julle? Want die vet weet, ek dink dit het gesneeu in Lesotho. Ek sweer dit het. Dis hoekom ek nog vandag in die bed sit. Ek werk van die bed af. In my japon, in my warmwatersak met my rug, lekker man. So, vandag, ek wil net gou vinnig dit ook sê, vandag het ons nou, ek het nou aan die begin voor die live nog gegaan het ek vinnig Day 31 klaar gekyk van die 90 Days Freedom Sprint. En julle ouens, daar is so baie goeders wat net ewe skielik sin maak, jy weet, ek sweer ek moes dit al lankal begin doen het. Maar, so leer 'n mens nou, né? Hallo Danny, drop daar in die comments van waar is jy en waar kyk jy en wat is die planne vir vandag? Au! Oh. Is jy by die werk? Is jy by die huis? Wat maak julle alles vandag? Wel, kom ek sê gou vandag terwyl julle besig is daarso. Hallo Mule, Katlego, Tabisho. Hello, welcome. Drop in the comments and say hi, where you are watching from and why you have joined this live. Maybe we can chat a little bit and get to know one another. Simpiwe, Bat, Klamo, hello, welcome. Drop hi in the comments, say hello. Moenie net inkom en ongeskik wees nie. Dis ongeskik man. Okay, so ek het laas jaar, nou dit is nog bietjie wild. Sorry, ek is nog in my pyjamas and everything want ek is nog in die bed ook. So laas jaar het ek my eie aanlyn besigheid begin en julle, ek moet vir julle sê dit was one hell of a ride. Ek sien al hierdie mense wat so baie geld maak. En toe het ek begin wonder nou hoe die frak kry hulle dit moontlik. Want as daar ander mense is wat dit moontlik kan kry, dan moet ek dit ook kan moontlik wees. Jy weet, dit kan nie so moeilik wees nie. Hello guys, everyone that's joined new, drop in the comments, say hi, where are you from? Klamo, Mrs. Maretz, Mosa, hello, Tabisho, user, I don't know who's user, hi user. So, ja, my storie wat ek besig was om te vertel. En ek het net besluit, weet jy wat, dinge moet vir my begin change, want jy stuur CV's uit, niks gebeur nie. Jy hoor een interview in hoe lank, en dan kom hulle net nooit weer terug na jou toe nie. Of jy is te overqualified, of jy is not qualified enough, of jy weet. So ja, toe het ek net besef, weet jy wat, ek gaan vir myself moet begin werk skep as ek 'n plan wil maak. En toe het ek met hierdie besigheid begin. Ek het dit van 'n vrou gekry wat heeltemal vreemdeling was van my. Dit is die ergste van alles, of die beste van alles vir my, is ek ken haar van geen kant af nie. Maar sy het my storie vertel, jy weet. Vertel van waar sy as 36-jarige die corporate wêreld gelos het, heeltemal, haar eie besigheid begin het. Sy is vandag 'n miljonair, sy is 'n ma. So, toe het ek net besef, weet jy wat, digital marketing is dalk die way. Ek het my navorsing gedoen, ek het gaan kyk waaroor gaan dit, hoe werk dit, what it's all about. En sorry, ek is nog bietjie nuut ook met al hierdie live goeders. Hierdie is nou maar my tweede full live wat ek doen ever. So ek is nie gewoond aan om met myself net so te praat. Met niks nie, jy weet. Ek kort conversation terug. Dit is hoekom ek vra vir die mense om te comment daar binne, of verstaan julle nie Afrikaans nie, moet ek eerder oorgaan in Engels, maar dan gaan ek vashak met my woorde. Dan gaan julle baie vinniger
my verlaat en alleen los. Ja, en sy het net, jy weet, die ding wat my ook verbaas het, is dat sy 'n Porsche kontant gaan koop het. Een van haar droomkarre wat sy nog wou gehad het. Nou, ek wil nou nie 'n Porsche ry nie, ek wil maar net 'n Suzuki Swift hê. So, ja, een van die dae gaan dit ook nog kom. Maar, op 'n stadium het ek by 'n glasfabriek ook gewerk. En ons het skofte gewerk. So, ons het nagskof en dagskof gewerk. Maar 'n nagskof was so 12 ure lank, jy weet. En die een aand help ek toe nou die een ouetjie om 'n glas te skuif en ek het my rug seer gemaak. So ja. Nou met hierdie koue maak dit my rug verskriklik erg. Het voel 'n party daar asof ek nie kan loop nie. So vandag het ek net besluit ek sit in die bed en werk. Ek hoef nie in 'n kantoor te sit nie. Ek hoef nie by 'n tafel te wees nie. Ek hoef nie vir 'n baas te vra nie. Ek kan net hierso sit in my bed en my werk doen en dit kan nog steeds gedoen word want ek kan dit van my foon af doen, ek kan dit van my laptop af doen. Ek het alles hier by my. So, dit is ook een goeie ding vir my van hierdie hele besigheid is dat ek nie 'n vaste plek moet hê nie, jy weet. Ek kan eintlik werk waar ek wil. En nou is ek nog meer opgewonde want die laaste naweek van Junie gaan ons bietjie weg vir die naweek en ek kan selfs my werk saam met my soontoe ook vat. Jy weet, ek het nie nodig om vir 'n baas te vra, hoorie, mag ek asseblief Vrydag vroeër afkom want ek wil Vrydag 2 uur ry nie. I am my own boss and I can do whatever I want. So ja. So sê my bietjie waar kom julle almal vandaan? Almal wat nou nie gejoin het, welcome. Tsetsi, DK, Kosinati, sorry. Sammy, Kevin, hello guys. Tap, I love it. Hello, welcome. Drop in the comments and say hello. Where are you watching from? And then, what are you up to today? As you can see, I'm still sitting in bed. It's just after 10 in the morning and I'm still sitting in bed because it is cold today. I saw just before I came on live, it was like 4 degrees outside. Freezing my tits off. At home. Oh, you're also at home. Nice, man. It's lovely to stay at home, especially in this kind of weather. This morning I almost overslept. I woke up at 7 a.m. and then I went back to bed. Mistake. Went back to bed to lie down just for an hour, you know. So I woke up just before 9. I almost slept for like 2 hours more. Sorry, there's babies also here in the other room, so I must just check if they are still okay and what is happening and what. Ruth, JJ, hello. Drop in the comments where you are watching from and say hello. I'm so thrilled to have you guys on here. It is an absolute pleasure to be talking to you. Ek lyk nog so 'n bietjie deur die kak want ek het vanoggend verslaap en ja, dit is vrek koud in Suid-Afrika. As jy in Suid-Afrika bly dan weet jy. Maar dit is vrek koud hier vandag. So ek werk van die bed af. Ek het my laptop en my foon en everything hier so. Ja. Hello. Welcome, guys. Kiabo, huh? Baka, I hope that's pronounced right. Hello and welcome. George Kalishane.
Wifey Malan, hallo, sê hallo in die comments, moenie net kom inloer en niks sê nie, sê hallo en waar kyk jy vandaan? En wat doen jy alles vandag? It's 24-hour live call, same your current live call will resume in flash. Wat beteken dit? Ek weet nie wat beteken dit nou nie, maar kom ons kyk nou maar wat beteken dit. Okay, let's go. Hello everyone, welcome, say hello in the comments. Moenie net inkom en ongeskik wees nie, sê hallo en sê waar jy vandaan is, dat ons 'n bietjie kan chat en mekaar kan beter leer ken. Soos ek sê, ek sit vandag in die bed en werk, want dit is vrek koud en ek haat die koue. Ek sien daar is 'n roos dingetjie ook, so ek weet nie wat dit is nie, maar ek love rose. So as julle vir my 'n roos wil gee, is dit ook welkom. Baie dankie, hoor. Desmond, Zaid, Anneliese, I hope that's right. Welcome, guys. Say hello in the comments and where are you watching from? I am working from bed today, and thanks to all this automated business, I don't have to worry about anything anymore, actually. Moere van Uitenhage, hallo Desmond, welkom, ek is bly jy is hierso. Is Uitenhage ook net so koud vandag? Dis ook daar in die Kaap, nee. Ek dink my tannie hulle bly in Uitenhage. So ja. Ek dink ek was nog net een keer daar toe ek baie jong was. Ja, dis koud. Ja, dis bly koud hier ook. Ek het vanoggend toe kyk ek toe sien ek dit is soos 4 grade vandag. Dit is hoekom ek verslaap het vanoggend. Ek is in Johannesburg in Germiston area. So ja, hierso is dit ook net so vrek koud. Dit is al eintlik koud van gister af. Eintlik van die naweek af. Ek haat mos die koue. Ek is nie iemand vir die koue nie. Ek wil eintlik soos die diere maak en gaan hiberneer totdat die wintertyd verby is en dan uitkom dit so rus. Ja. Ja, so wat maak julle alles vandag? Ek sit in die bed, ek het vanoggend so 'n bietjie verslaap. Ek het dit amper nie gemaak vir my live nie. Sorry julle oukies. Ek sit vanoggend in die bed want dit is vrek koud en ek het my rug seer gemaak, so ek kan nie eintlik regtig beweeg nie. So nou sit ek maar in die bed en werk met my laptop en rekenaar en selfoon bedoel ek. Naweek is ook koud gewees. Het gereën en het nou daar opgehou. Ja, dit het gister ook by ons begin reën, so liggies. So liggies begin drip, maar ek sê dit gaan vandag, want dit het gisterand, het ek ook gehoor, dit reën lekker heavy. So vandag het ek nou nog nie gehoor dat dit verder reën nie, maar ja, dit is vrek koud. En ek haat die koue. Sorry julle, laat ek net gou my laptop se klank afsit, want daar was nou 'n WhatsApp wat deurgekom het van my maatjie af. Hallo julle oukies, jessies, baie mense wat nou opkom. Welkom. Ek is baie bly om te sien julle is almal hierso. Sê bietjie daarso hallo in die comments. Moenie net so ongeskik wees nie. En dan sê van waar jy afkyk en wat jy alles doen. Nee, moenie dit sê nie, wel, dit is nog nie klaar, die reën kom nog weer. Nee, gaan dit. Hoekom, weet jy net, dit is my ook baie weird, want hoekom nou ewe skielik in die wintertydperk kry ons so baie reën? Dit is hoekom ons kan weet die ozonlaag en die hele flippin stelsel is in sy moer in. Moes nou lekker sop drink. Ja, ek het gisterand, glo jy vir my in die winter like ek van my sop hoor, sop en magwenyas. Ek love dit.
So gisteraand het ek vir my groentesop gemaak. Ons maak gewoonlik oor 'n naweek dan maak ons grootmaat sop en magwenyas en al daai goeders wat mens dan net kan vries. So as jy dit nie wil maak nie, dan haal jy dit net uit die vrieskas uit en jy eet verder. So ja, o nee, glo jy verby. Ek eet sop. Ek het gisteraand ook sop geëet. En ek neem aan ek gaan vanaand ook weer sop eet, want dit is vrek koud. En ek love sop in die winter. Sop en magwenyas. Ek sal dit elke dag eet, ek sê vir jou. Wat is jou favourite sop dan? Want ons het op hierdie stadium, hierdie maand het ons nou chicken and mushroom sop, ons het groentesop en ek moet nog die boontjiesop maak. So ja. In die somer is die reën skaars hier, maar in die winter reën dit baie hier. Ja, want jy is mos in die Kaap, ek het vergeet, askies. Ja, maar jy sien, dit is die Kaapse ding, want toe my oupa hulle ook daar gebly het, altyd my oupas het in die Kaap gebly, die een het in Albertinia gebly, en die ander een het in Reebokhoogte gebly, dis daar naby Grootbrak en Kleinbrak rivier, in die Wes-Kaap. En, jessie, en in een dag, dan sien jy sommer 4 seisoene in een dag, dit is hoekom, die Kaap is baie snaaks met hulle weer, jong. Maar hier in Gauteng area is dit eintlik baie weird om reën in die wintertyd te hê, want ons reën kom eintlik in die somer. Jy verstaan? Ja. Exactly. Hier ook. Maar is die Kaap nie eintlik winterreënval seisoen nie? Nee? Ek is nou nie baie goed met aardrykskunde gewees op skool nie, so ek het nie regtig 'n klou waar baie plekke is nie. Ek weet, waar is jy nou weer? Dis Uitenhaag. Ja, ek weet Uitenhaag is in die Kaap, ergens. Nie 'n lover van sop nie, maar mielies en bone, ja. Okay, ja, ek is nou nie 'n lover van bone nie. Ek sal mielies eet, maar nie boontjies regtig. Enigste boontjies wat ek regtig eet is peanuts en boontjiesop. Maar dan kry jy mos daai pakke wat noem is dit? Red beans, spickled red beans of so iets. Ek gebruik dit. Ja, nee, dit is hektiek hoor. En in die Kaap, ek weet ook in die Kaap is dit soos 4 seisoene in een dag. Dit is hoekom jy nie sommer in die Kaap kan, dis 'n lekker warm dag vandag, ek trek kort kleertjies aan nie. Nee, jy gaan nou later vandag gaan dit reën en wind en al daai kak, so jy gaan maar weer 'n warm baadjie moet aantrek ook. En dan net sodra hy klaar is, dan dink jy, okay, nee, toe maar nou kry jy weer warm en dan kom die son weer uit. Of hy klap daai wind vir jou. Dis te koud. Ja, dit is te koud. Hallo Giselle, ek dink nie eers ek het jou gegroet nie. Wanneer het jy opgekom? Haai sis, dis vieslik. Het jy ooit hallo gesê? Haai, daar sê nou hallo, okay. Hallo, dit is blerrie koud, ja. Van waar af is jy as jy sê dit is te koud? Okay, nee, ek hoor jou, dis die eerste boodskap. Okay, nee, goed. En van waar af kyk jy dan? Pretoria? Dis nie ver nie, dis sommer net hier, man. Ek is hier in Johannesburg, in Germiston. So ja, ek sit ook hier in die bed nog vandag. Ek het nou maar besluit, ek werk vandag van die bed af. Ek gaan nie verder uitklim nie. So ek sit nou maar van die bed af en werk. Kortbroeke is weggepak tot somer weer kom. Ja, nee, toe maar hier ook. Nee. Ek het daarom 2 of 3 kortbroeke dink ek, wat ek elke jaar uithou. So as dit somertyd is, dan begin ons die wintersklere wegpak en dan word dit weggepak tot die winter kom en dan so vice versa, jy weet.
Maar as dit somer is, dan los ek gewoonlik 1 of 2 langbroeke en 'n baadjie of 2, en as dit wintertyd is, los ek gewoonlik so 1 of 2 kort hemde en 'n kort broek of 2, so daar's nooit heeltemal alles weggepak nie, so ja. Dit is te koud, dit is bly koud, ek moet die huis verlaat. O nee, arme jy, waartoe moet jy gaan? Okay girl, enjoy, sterkte Giselle, sterkte, dink aan jou in hierdie koue, trek maar warm aan hoor. Okay, na jou ouma toe. Okay, cool, stuur groete en laat ouma maar vir jou 'n bietjie koffie of tee maak. Maar dankie dat jy gejoin het. Join my Vrydag vir die live weer. Vrydag 3 uur. Bianca, hallo Bianca, sê bietjie hallo daar in die comments en van waar af is jy en wat doen jy en al daai lekker dinge. Yes, julle ouens. Ek moet sê, ek het hierdie rugpyn met hierdie koue werk ook nie regtig vir my nie hoor. Is asof hy my rugpyn eintlik erger maak. So, ek weet ook nie wat om te doen meer nie, want ek het pille gaan kry en nou is die pille klaar. En jy weet, ek kan nie nog pille gaan kry nie, want dan gaan hulle begin vra, wat nee, ja. En ek het mos so 'n paar jaar terug my rug seer gemaak by die werk. En nou met hierdie koue tjorts ek so 'n bietjie af. Dit is nou nie 'n baie lekker gevoel nie. En ek het gehoop dit is al eintlik verby, maar wel, nou moet ek maar daar mee sit. Goed, ook gaan ons praat weer lekker dag. Okay, Desmond, jy moet enjoy, onthou Vrydag my live, en ja, ek sal dan verder met julle praat whenever julle weer opkom. Enjoy hoor. Estie van der Skyf, hallo, welcome, enjoy, Desmond, dankie dat jy gekom het. Ja, ek dink ek moet vir my nog gaan koffie maak ook. Gaan julle saamkom? Dan gaan maak ons koffie, nog 'n koppietjie koffie, en dan kan ons weer kom sit in die bed, en dan nog so 'n paar minute chat, en dan moet ek ook begin aan die gang kom, want ja, ek het 'n hele paar mense wat gedoen moet word vandag. Woutertjie, hallo. Siobhan, hallo, gaan dit? Waar kyk jy vandaan? Sê daarso in die comments, hallo, en waar kyk julle vandaan? En ek dink ons moet gaan nog koffie maak. Gaan julle saam met my gaan? Maar dan moet jy so 'n bietjie verskoon ook, want hierdie ding gaan nou so 'n bietjie ekskuus. Ruk. Want hy staan op die stand, so. Ek dink ons moet dit gaan doen, en dan kan ons terugkom, en dan nog so 'n bietjie chat en 'n laaste koppie koffie drink, en dan kan ons goodbye sê, nee. Wat dink julle? Okay, so kom. Het ek net daai lig ook afsit nou. Au. Jy sien so, ek weet ook nie wat om te doen met hierdie rugpyn wat nou so heavy is nie, want I don't know. Kan skaars loop. Ja. Hallo Miss Flair, waar kyk jy vandaan? Sê hallo daarso in die comments. Where are you from? What are you up to today? Laat ek hierdie net gou daar vinnig. Ekskuus.
vandag neersit. Ekskuus julle ouens. Maar as ek nie koffie deur die dag kry nie, dan is my hele dag omgekraak. Ek raak sommer deur my kruis met alles. Oh. Miss Flair, hello Carnivore, Northern Cape, not doing much today, and you? Carnivore. Northern Cape. Okay, cool. Welcome. Well, I am just I started with my day 31 video that I had to do for today, and that is finished just as I started with the live. So then I went to the live. I'm staying in bed the entire day, I can guarantee you that. And then that is it for my day. And tonight we're also doing a live Legacy Builders call, so that is also exciting. I can't wait for that, because in the breakout rooms, you guys, I must tell you about that. Last week in the breakout room, people were talking and I was like, you know what, every time that I make a video I must start over because I'm not doing it right, or it's not perfect in my eyes, or whatever. And then they told me, you know what, stop trying to be perfect, because perfect people think if you're too perfect, you are a robot. So I did a video where I kept all the mistakes and everything inside. I didn't edit it out. And that video blew my mind. It was like crazy AF. I couldn't believe my eyes. Oh, my rug. So ja, leer mens net, né? Nie alles is perfect nie. Ek moet ook nie alles glo wat ek in die video's doen nie, want baie keer is daar foute in gewees wat ek uitgehaal het. En dan lyk dit net perfect. Ja, man. Dit is nie perfect nie. Dit lyk net so. Want ek is nogal goed met editing. Ek moet dit sê. Ek doen dit al van skool af, so ek love dit. Gona Madonna. Sorry. Sorry. Oepsie. Kry ons bietjie koud. Dit is blerry flipper koud, ja. Jy het my nou net gemis waar ek uit die bed uit geklim het. Anders sit ek nog die hele tyd in die bed, suster. Blondie Barbie. Ons kry nie net bietjie koud nie, ons kry baie koud. Ek sit in bibber hier, so ek het 'n warm watersak op my rug. Ek maak nou vir my 'n derde koppie koffie al. So, ja. Ek kry baie koud en ek haat die koue. Ek sê mos net nou vir iemand ook, ek wens eintlik ons was soos die bere gewees, jy weet, wat in die wintertyd kan hiberneer en dan in die somertyd dan kom ons uit en dan eet ons net weer verder. Dit is mos nou die lewe. Maar ek moet ook sê, dit is my baie lekkerder om van die huis af te werk nou, as om 19 kilometer in hierdie koue te moes geloop het werk toe elke keer, jy weet. Want partykeer dan, as ek opgestaan het om werk toe te gaan, dan was dit al soos nog 4:30, 5 in die oggend. Dan is dit nog pak donker. Jy kan amper niks sien nie. En dan loop ek met 'n laptop in Suid-Afrika. Can you believe it? Net om by die werk te sit, net om weer flippend terug te moet loop later, om huis toe te gaan en om te gaan slaap, om môre dit alles weer oor te doen. Ja, ek stem ook. Nou van waar af is jy, Blondie? Shame you.
Ek weet, ek moes ook altyd werk in die koue en dit is nie lekker nie. Veral as jy nog moet werk te loop en jy het nie vervoer nie en jy is afhanklik van ander mense en nee. Nou, die lekker ding nou is ek kan terugkom klim in my bed en my rekenaar vat en ek kan net gaan werk, jy weet. Ek is van Noordwes en jy. Ek is van Johannesburg. Ek is eintlik gebore in Pretoria en toe COVID getref het ek verlief geraak en ons het so oor en weer gekuier en ja, hy is in Johannesburg, ek is in Pretoria, so ons het 'n oor en weer gekuierery gehad en next moment is alles gestop, so toe moes ek hier bly vir 'n ruk. Die beste van alles, gepraat van koud kry, beste van alles is, ek moes in Johannesburg bly met 3 pare klere, wat somersklere was, en ons is besig om in die winter in te gaan, en ek kan nie terug gaan huis toe om my klere te gaan haal nie, want die president het alles gelok. So ja, dit is nogal 'n dilemma gewees. Weet nie hoekom wil die mense al ewig kou hou stop my goed nie. Waaroor wil julle praat? Drop dit in die comments, ek sal jou antwoord. No problem, my friend. So ja, ek sit in die bed vandag. En ek werk van die bed af. Want die vet weet, ek kry koud. En ek is nie gemaak vir hierdie koue nie. Ek moet 'n hiberneerder word. 'n hiberneerder, can you believe it? So, ja. Sê my, wat maak julle alles vandag? Moet werk in hierdie koue, shame. Ek kry jou eintlik so jammer, dit is nie lekker nie, ek weet hoe dit voel. Maar dit is, nou wil ek by jou vra, nee. Ek weet nie eintlik hoe om jou te vra nie, want vir my was dit 'n ding gewees van, ek het geweet mense maak geld van die huis af. Okay? Ek het mense geken wat letterlik geld van die huis af gemaak het en van die huis af gewerk het en hulle was betaal. Dan het ek hulle gevra, wat die hel, hoe doen mense dit, waartoe moet ek gaan, en dan gee hulle vir my die raad wat hulle gevolg het, maar dan gebeur er net niks vir my nie. Okay. So ek het eventually, toe kom ek op hierdie vrou af, wat haar eie besigheid, online besigheid begin het, en ek was 'n klein seentjie en ek wou nog altyd my eie besigheid gehad het, jy weet. Ek wou nog altyd my eie baas wees. Ek wil die shots call, ek wil my eie geld maak, ek wil in mansions bly, ek wil in die karre hê, en ek wil dit en dat en bla 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 bla. Soveel so dat ek toe nou begin kyk het na hierdie ding, wat doen sy en wat is dit en hoe werk dit en is dit actually legit, want jy weet, ek was al gevang vir baie scams in my lewe, so mense raak maar 'n bietjie skrikkerig as dit so erg raak in jou lewe. Vir alles iets te goed klink om waar te wees, jy weet. En ek het toe nou die navorsing gaan doen en ek het toe nou die ding uitgekyk en ek het laas jaar Augustus het ek die leap of faith gevat en ek het dit gedoen. En julle ouens, ek moet vir julle sê, dit is die beste besluit wat ek in my lewe ooit gemaak het. Ek kan nie glo dit het my so lank gevat en dat ek deur soveel strooi en drama moes gegaan het eers in my lewe om tot op hierdie punt te kom om actually iets in my lewe te kan begin bereik nie, jy weet. Ek is 37 jaar oud. Ek kan nie meer so sit en waar die hel is my lewe nie. Jy weet, dit het net vir my too much begin raak. Ek kan nie meer, jy kan nie uitgaan nie, jy kan niks doen nie, jy wil weggaan vir die naweek, jy kan nie, want daar's nie geld nie, jy kan nie, want daar's nie petrol nie, jy kan nie, want daar's nie kos nie, jy kan nie, want daar's nie dit nie. En ek het net begin gatvol raak vir dit.
En nou gaan ons die einde van hierdie maand weg vir die naweek. Jee, ek kan nie maak nie. Ek kan nie eers vir julle vertel wanneer laas ek weg was vir 'n naweek, net om bietjie weg te kom en asem te skep en in die natuur te wees. En ek kan nie wag nie. Dit is so exciting. So ja. Welkom aan almal wat nuut gejoin het. Ek sê vir julle welkom. Sê daarso hallo in die comments en van waar kyk julle? Moenie net daarso sit en vir my kyk en aangluur nie. Moenie net vir my sit en aangluur nie. Praat bietjie man. Dit mos nou nie so lelik nie wees nie. Sê iets daar. Sê hallo. Dat ons kan hoor wie's waar en wie gaan waar aan en waar kom julle vandaan en wat maak julle en wie moet in hierdie koue gaan werk, want ek sit in die bed. Ek moet sê, ek het gister ook van die bed af gewerk, nou nie die hele dag nie. Want gister was nou nie so koud soos vandag nie, maar vandag, papi, dis hoekom ek my laptop hier so het, ek het my foon hier so, alles gaan net vir vandag van die bed af werk. Ek het tot die musiek aangelos by die kids, dat hulle kan aangaan daarso en ek net kan voortgaan met my goed. Abina, hello. Okay, so I was talking in Afrikaans because most of the people were watching was Afrikaans speaking. So when I speak English, sometimes my mind, I think faster in Afrikaans, okay? So sometimes my mind thinks faster in Afrikaans than in English. And then when I must speak English and I get to a certain point or a word or I get too overly excited, I hak vas, like now, that I can't get on the English word quick enough. So then I just decided with this live, you know what, most of the people are Afrikaans and just go with Afrikaans. So I'm very sorry if you didn't understand what I was saying. I just said that today it is extremely cold here where I am in South Africa, in Johannesburg. So I am going to be working from bed today. And that is my plan. And then I also asked to drop a hello in the comments and to tell me where you are watching from and what your plans are for today. I hope that made sense. Hello. Welcome, guys. Where are you from? Okay, so you understand that. Okay, great. You see, then if I get stuck, it feels, in my mind, tell me if I'm the only one here. In my mind, I know I can speak English because I've been doing it my entire life. But my problem is that I can't think quick enough in English. I think faster in Afrikaans. Because I was an Afrikaans teacher, I grew up speaking Afrikaans my entire life. So it is second nature to me. Right? Just like English is to you. Now, if I need to speak English quickly, it feels sometimes to me that I feel dumb. Because I can't get to the word, or I'm speaking and then all of a sudden I can't get the right English word for something and then I'm stuck. And then in that moment, I feel like, you're dumb. You can't even speak English, And I think that is what my self-confidence is getting a knock, especially with English. And that is also why with my videos, sometimes I speak, when I record it, I speak and then all of a sudden I will hit a blank. And then it's like, Frank. And then it goes on. But the reason I'm not speaking Afrikaans mostly in my videos is because I want to reach a higher audience. I want to be able to tell everybody about this opportunity, I want everybody to be part of this. I want everybody to be able to wake up in the morning and say,
you know what, today it's freaking cold, I'm going to work from bed, for example. And that is actually why I talk mostly in English in my videos. But during the live, I was speaking in English and then people were commenting in Afrikaans. So I thought, you know what, just make the live Afrikaans then. It's okay. So ja. En toe begin ek maar Afrikaans praat. Want ek dink baie vinniger in Afrikaans. Wat die hel gaan hier aan? Anyway. So, if you are new here, I'm glad that made you laugh. If you are new here, if you just joined the live, drop in the comments and say hello, where you are watching from, and what are you up to today. As you can see, it is super cold here in where I am, so I am working from bed, and I'm going to be staying in bed the entire day. So, thank you guys. Thank you guys. Hello, Sonskyn. You see, all Afrikaans people, they're coming in. So that's why I started speaking in Afrikaans. Ach, sorry, ma. Sorry. She's also lying here. Honestly. Sleeping. Oh, shame. One of my babies. The other one is in the living room and the other one is with her babies in the spare room. So yeah. So guys, that was me for today. I hope you enjoyed it, and please, if you want to join my next live, I will be going live every Tuesday at 10 a.m. in the morning, South African Standard Time, as well as every single Friday at 3 p.m. South African Standard Time. I'm not sure if the last Friday of this month I will be going live, because we are already going to be on our way to the weekend breakaway. We're going a little bit to Windpomp. So yeah, I'm not sure if I'm going to be able to go live then, but I will be going live more. So make sure to follow me, make sure to comment, make sure to maak seker jy is op datum met my goed, sodat jy nooit 'n live mis nie, want die volgende ene gaan ek vir julle vertel wat presies het ons alles bespreek in vanaand se live Legacy Builders training. So ja, dit is nogal very, very, very exciting for me. But anyway, ek moet gaan piepie ook, so ek gaan julle nou verskoon en vir julle sê totsiens, baie dankie, welcome, en make sure to follow, like, comment, repost, all that jazz, allerlei lekker dinge, and then I will see you on Friday, 3 p.m. South African Standard Time for my next live. You guys must enjoy and have a fabulous day. Stay warm and love ya. Let's give them a fantastic finale together. Goodbye. Bye. Bye. Bye, 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 bye. Thank you guys. Bye, bye. Bye.